Môre julle. Hallo almal. In die eerste plek 'n baie geseënde nuwe jaar vir julle. Julle gaan sien daar's 'n figuur hier agter Matilda se kop wat hier verbyloop. Dis ons patatkat. Ja, daar gaan hy. Ehm en ons het gedink om hier aan die begin van die nuwe jaar net 'n bietjie terug te kyk oor hoe verlede jaar verloop het hier by die Restrie en wat ons in vooruitsig stel. Wat ons verwagting is vir die nuwe jaar. Ons kry aanhoudend navrae van mense wat vra, hoe gaan dit nou daar by julle? Waarmee is julle nou besig? So ons het gedink miskien net hier aan die begin van die nuwe jaar julle net so 'n bietjie meer daarvan te vertel. Ek dink met Desember wat so vol was met mense op retreat het ons nou gesien hoe lekker die retreathuis werk. So ek dink die inburger en die regmaak van die retreathuis en alles het nou vir ons regtig die vrugte afgewerp. Ek meen mens kon net agterkom hoe geniet mense die huis. En so dit was baie lekker en dit voel amper asof ons nou, daar is nog dinge, die biblioteek, daar is nog 'n paar goed wat ons Fyner aandag aan moet dingetjies gee. wat ons aan moet aandag gee en ons wil begin om amper die huis, ons sê warm te maak. Ons het nog nie skilderye gehang of enigiets van die aard nie. So dis nou die fyn afrondingswerk wat ons daar wil doen. En die warm maak ook in die sin van om die kaggel te kry om te werk. Ja. En ja, so maar oor die algemeen werk hy nou baie lekker. En ons was verstommend besig hier van die begin van Desember af. Ja. En ook vorentoe besprekings stel baie goed op. So ek dink dit bring ons ook weer eintlik in 'n ander ritme waar ons gewoond is om spasies tussenin te hê, gaan 'n mens nou moet gewoond raak aan 'n ritme waar dit besigger is met mense. En dan die ander dinge wat ons by wil uitkom, gaan 'n mens mooi moet kyk hoe pas 'n mens dit in. Ja, miskien ook net iets te sê rondom die retreathuis wat so lekker werk, omdat hy so lekker ruim is en ons het nou genoeg badkamers, dit werk baie lekker. Maar wat ons ook maar net agterkom, ek dink ons het dit al tevore genoem, net die omgewing werk baie goed. Die natuur rondom ons. Die natuuromgewing. Ons sê telkens in baie opsigte is ons net die onderhouers van 'n spasie, want mense kom en die huis is daar, maar ook die omgewing is daar wat hulle in 'n sekere ruimte inbring waar hulle dieper kan sak, waar hulle fyner kan luister en waar hulle rustig kan raak. En dit het eintlik relatief mense kry die idee dit het reg oor die land het dit gebeur, maar dit het relatief laat hier gereën. So hier aan die begin, dit het eintlik net mooi absoluut malsgroen geraak toe die retreats begin het. Dis 'n mooi woord. Dit is regtig malsgroen hier. Ja. Dit is groen. En dit is nou regtig nat, maar die omgewing, dit werk. Dinge kom net baie mooi bymekaar en ons sien dat dis lekker om met mense pad te stap wanneer die ruimte daartoe help. Ja. So nee, ons is baie dankbaar. Tafelkop is regtig 'n goeie retreat sentrum. Ja. Ek dink so wat ons in die vooruitsig stel is dat ons definitief besiger is met retreats. Ons wil weer 'n Enneagram werkswinkel of 2 beplan. So as enige een van julle belangstel daarin, dit help as ons 'n bietjie van 'n lysie het van mense, want dan is dit makliker om datums vas te stel. Ek dink in terme van die pottebakkerswerk. Verlede jaar was baie moeilik in terme van 'n paar goed emosionele verliese en die feit dat die pottebakkers werkswinkel studio nog nie regtig ingerig is nie.
maar die werkswinkel stel baie op. So dit is regtig, ek dink die volgende En dit is ding. Ja, en dit is interessant hoe amper deurgaans wanneer mense op retreat kom, hulle graag ook ernstiger 'n pottebakker sessie wil hê. Ja, want ek dink om in die natuur te wees en om dan met jou hande iets te doen, Ja. om kreatief te wees. Dit loop eintlik hand aan hand, soos Dit is. So net om dit mooi reg te kry en ons is opgewonde want ons het pragtige vensters, tweedehandse vensters gekry en Ja, want dit gaan net 'n baie mooi spasie wees. Want ek dink jy moet sê, want ons sê dit tel op, maar ons het nog nie 'n ateljee nie. Ja, dit tel op. So op hierdie stadium is dit die motorhuis. En ek het so 'n derde daarvan waar die pottebakkerstafels en goed staan en dan wanneer daar 'n groot werkswinkel is, trek ons die bakkies uit en die spasie word reggemaak vir die werkswinkel. En die oond is ook daar. So dit is die opkomende ateljee. Ja. Maar ek deel dit op hierdie stadium met die voertuie. Ja. So Ek het daarom al die trekker daar uit. Ja. So dit is die volgende regtig 'n groot projek wat nou oombliklik moet begin want ons het navraag vir 'n groot werkswinkel later in die jaar en ons werk nou teen 'n tydskedule om die ateljee reg te kry vir dan. Ja, so ek dink in terme van dit is dit persoonlik wil ek werk nou al 'n rukkie aan idees vir meer van 'n kontemplatiewe reeks, miskien 'n bietjie labirinte, klei labirinte. Ek wil vreeslik graag bietjie met ikone werk, op teëls met reliefwerk of sulke dinge, dalk bietjie werkswinkels rondom dit uitwerk. Maar ek wil baie graag 'n bietjie meer in terme van dit doen. Bietjie meer daar's allerhande mooi goed wat ek wil doen wat bietjie meer inskakel met ons retreatwerk. Ja. Wat nie so los staan. Ek weet die pottebakkerswerk en ek wil baie graag breekware vir die retreathuis, spesifiek vir die retreathuis maak. Dis op die oomblik 'n bietjie los en vas, bietjie odds and ends. En ek het idees wat ek daar rondom wil doen. En dit is ook net interessant met die retreats wat so plaasvind, maar ook tussenin hoeveel geestelike begeleidingssessies daar is. Ja, en dit tel natuurlik ook op. So dit is ook iets wat ons moet inpas. Ja, en ons sien ook maar net hoe daardie begeleidingssessies vrug afwerp. Wanneer mense kan stil word en waar 'n mens aan daai sake kan aandag gee. Ja, en op retreat, maar dan selfs ook oor Zoom of mense wat persoonlik hiernatoe kom. Die hele proses van geestelike begeleiding is net so kragtig. Om regtig iemand te hê wat na jou sit en na jou luister. En jy jouself, vir my voel dit altyd ek kan myself hoor. Wanneer ek in my sessie met my geestelike begeleier is. Ja. Ja, en die ding is Matilda was ook verlede jaar betrokke en die 2 jaar voor dit met die geestelike begeleidingskursus en ek is meer betrokke by die opleiding nou van geestelike begeleiers in Pretoria. So ook miskien net mense wat belangstel om in geestelike begeleiding opgelei te word. Hulle kan ook kontak maak en 'n mens kan bietjie meer inligting gee. Ook omdat 'n mens sien hoe kragtig dit inspel op die hele retreat ervaring. En persoonlik, wat sou jy graag by wil uitkom hierdie jaar? Ek moet net staande bly. Dis nou eintlik maar die hoofding. Ja, dit klink bietjie besig alreeds, nou. Dis nou genoeg. Dis genoeg om jou mee besig te hou. Ek sê vir Matilda, ek moet maar met 'n potlood en 'n stuk papier in my bosak rondloop, want soos 'n mens deur die retreathuis gaan, as 'n mens in 'n ander huis bly,
en 'n deur hak of so, dan sê jy ag nee, wat skop hom net bietjie harder daar of stamp hom. Maar as jy 'n retreathuis het, dan moet alles werk en alles moet reg wees. So dit is 'n deurlopende werk en dit is baie dinge wat ons beplan. Dis lekker om so kreatief te wees, maar ons kragte moet net regtig hou om dit te doen. 'n Groot voordeel en ek miskien net ook dit. Ons sê telkens vir mense wanneer hulle kom, julle gaan sien dat die meubels in die retreathuis, dis baie eklekties. Ons het stoele en banke en tafels en matrasse Uit baie verskillende uit eras. baie verskillende eras, style en dele van die land. Ja. Dit kom Ja, so ons is baie ons wil dankbaar net vir ook dit. sê sommer net terugskouend op verlede jaar baie dankie vir al die bydraes en skenkings wat ons ontvang het. Dit maak so 'n groot verskil of dit nou 'n besondere braaipan is wat 'n mens help om meer goeders gaar te maak en dit help net regtig. So ook wat die werk betref, dit klink nou asof ons al die werk doen, maar ook vir die befondsing daarvoor en die Ja. ondersteuning daarvoor. Dit help ons om partykeer iemand in te kry om werk te doen, om 'n loodgieter, en dat ons dit nie alles self moet doen nie. So dit maak 'n baie groot verskil. So ons is opgewonde oor die jaar wat voorlê. Ons is opgewonde vir almal wat saam met ons op hierdie reis is. Dis regtig 'n besondere ervaring. Ja. Ja, en ons hoop vir julle ook almal 'n jaar wat vervullend sal wees. Ek dink vir my om hier te bly en besig te wees met wat ons doen, Ja. die wonderlike deel daarvan is dat dit vervullende werk is. Mens Ja. voel jy het 'n doel, dis net regtig 'n En 'n mens voorreg. raak die basiese aan. Ja. Dit is. Laat dit met julle goed gaan in hierdie jaar en ons gesels volgende week weer. Mooi bly almal.